word aan elkeen ryklik geskenk van God die Vader en deur die Here Jesus Christus word dit ook vermenigvuldig deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Goed, die wat die Bybel saamgebring het, kan saam met ons blaai en ons gaan daar na Johannes hoofstuk 10 toe. Nou ek wonder, as ek nou vir mense moet vra, sonder dat julle nou gaan kyk wat daar staan, wie weet wat is in Johannes hoofstuk 10? Wat leer ons in Johannes hoofstuk 10 van die goeie herder, nee. Ek sien hier's 'n paar wat, soos die juffrou, sy wil graag antwoord. Nou ja, ons leer van die goeie herder in Johannes hoofstuk 10. Maar ek dink voordat ons by dit kom, en ons klaar geblaai het daar na Johannes hoofstuk 10 toe, gaan gou kans gee dat almal daar kom. Johannes hoofstuk 10, die Nuwe Testament. Net vir ons maatjies ook kans gee. Hulle leer nog die Bybelboeke ken, so hulle sal een van die dae gaan hulle al die Bybelboeke uit hulle kop uit ken. Johannes hoofstuk 10. Dan die Nuwe Testament, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge, Romeine en so gaan ons aan, né? Goed. Dankie oom Werner. Kom ons maak gou ons harte stil voor die Here en bid ons saam. Here Jesus, dankie vir die kosbare woord. Dankie dat ons die Bybel kan oopmaak en dat U die Bybel vir ons gegee het om U beter te kan leer ken. En terwyl ons nou in die Bybel blaai en U hierdie woord vir ons gegee het, sê hy die woord vir ons, die hele skrif is deur God ingegee. En Here, dat hierdie hele skrif kom van U af. U het dit vir ons gegee, hierdie kanon, hierdie boeke en hierdie Bybel, tussen daardie groot blaaie, en ons wil vir U kom vra, Here, dat U self nou met ons sal kom praat, dis U woord, en dat ook dit wat na die tyd gesê word oor U woord, dat dit ons harte sal kom verryk. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goed, voordat ek nou gaan kom by die skrifgedeelte, dink ek is belangrik om net bietjie te verduidelik, en dan gaan ons die skrif beter verstaan, en dan kan ons van daar af verder gaan, né? Nou moet ons verstaan, die hele saak van 'n skaapkraal. In daardie tyd van die Bybel, was skapies baie belangrik, want dit was hulle boerdery het bestaan uit, aan die een kant graan, en die ander kant skaap, né? Hulle het nie al die werke gehad soos wat ons vandag het, waar daar 'n klomp ingenieurs was, waar jy 'n stadsingenieur het, en jy het al hierdie, ek wil amper sê snaakse goedjies vandag, né? Waar daar so baie werke is, daai tyd het nie baie werke gehad nie. Die grootste werk wat daar so in daai tyd was boere gewees. En dan die mense wat dan vir hulle verskillende kosse op die mark verkoop het. So jy die twee gedeeltes gehad. Aan die een kant het jy jou boerdery gehad, en hierdie boere vat dan hulle kos na die mark toe, en dan word die kos op die mark verkoop, né? En dit is hoekom ons ook, as ons bid, Here gee vir ons daaglikse brood. Hier het bietjie anders gewerk as in vandag se tyd, né? Vandag se tyd, dan gaan ons na die winkel toe, en ons gaan klomp blikkies kos, en ons gaan koop vir 'n week lank vir ons groente en vrugte, en ons gaan koop baie keer vooruit ons kos, né? Maar in die Bybelse tyd het ons gebid, Here gee vir ons vandag ons daaglikse brood. So, hulle kon elke dag na die mark toe gegaan, en dit was gewoonlik die man se werk, om na die mark toe te gaan. En dan het hulle die kos vir die vroue gaan koop, né? Vroue het by die huis gebly, hulle het gewoonlik die kinders versorg, en die kinders geleer, so dit was bietjie hulle taak gewees aan daai kant, en die pappas het die kos gaan koop, so hy het na die mark toe gegaan.
En wanneer jy vars kos gaan koop, dan kos dit so 'n bietjie duurder as wanneer jy ou kos koop, nê? So ons moet dit verstaan. So, hierso het ons aan die een kant nou die boerdery. En in hierdie boerdery was daar nou skapies en bokkies en beeste. Hulle het nie so baie beeste in daai tyd gehad nie, meer skape en bokke, nê? OK. So, dit was maar daai ouens wat in die woestyn rondgetrek het. Hulle het kamele gehad, hulle het donkies gehad. En dit het hulle baie ryk gemaak, soos Abraham en soos Lot en soos Job. Daai 3 manne het hierdie tipe boerdery gehad. Hulle het kamele gehad, hulle het bokke gehad, hulle het alles. Jakob, wat daarson vir sy skoonpappa, het hy gaan skape en bokke oppas, nê? Vir Laban het hy skape en bokke gaan oppas. So, net om dit vir ons mooi te stel, was nie so baie goeder soos in vandag se tyd, waar jy 'n werk kan instap nie, nê? So jy het of die boerdery gehad, of jy het die verkoopbesigheid gehad. Die vrouens was by die huis, die mans het die werk gedoen, om dan daarso te gaan kos koop. En wat gebeur dan? Dan gaan hierdie skapies uit, en hulle moet partykeer lang paaie stap om hierdie skapies kos te gee. En wanneer hulle hierdie skapies moet gaan kos gee, kan hulle nie altyd betyds terug wees in die aand, om dan daai skapies betyds by die dorp te hê nie, nê? So partykeer moet hulle in die veld slaap. En dan daar in die veld, het hulle of klipkrale gebou, of hulle het van doringtakke, het hulle dan hierdie krale gebou. En in die aand het hulle die skapies in die kraal in laat gaan, om hulle te beskerm, want daar was baie dinge, waaraan hierdie skapies dan blootgestel was. Soos byvoorbeeld, daar was jakkalse, en wolwe, en hyenas, en dan ook beere, en leeu's. Want wie het daarvan gepraat? Dawid, nê, toe hy teen Goliat moes gaan veg het, wat sê hy vir Saul? Ek het die lammers uit die bekke van die leeu's en die beere uitgered, nê? So, daar was baie gevare vir hulle gewees, soos daar in 1 Samuel 17 vers 34 tot 36. Maar dan was daar ander 2-been-jakkalse. Dit was mense gewees. En hulle het gesteel. En dan klim hulle oor die klipkrale, en dan het een oorgeklim, en hy gee die skapie aan vir ander ene, nê. En hulle word diewe genoem. Hulle het daardie skapies gesteel. So, dit was nodig, dat hulle moet beskerm. En hulle het hulle beskerm deur klipkrale, of met daardie stokke, wat hulle hierdie doringtakke meer die krale gebou het. Dan, hoekom het hulle die skapies nodig gehad? Hulle moes klere kry, ja, vir geld. Hulle moes klere kry, so die klere het gehelp, en die skapies het gehelp, hulle klere, so skoene, en baadjies, om hulle warm te hou in die winter, nê, en om onder te slaap. So, hulle het die wol nodig gehad, of hulle lekker truie te brei, en dan het hulle ook dit nodig gehad, vir melk en vleis, nê. Ons het dit ook vandag nodig. So, daarom het hulle 'n skaapkraal gemaak. En nog 'n rede hoekom, want die skapies loop maklik weg. Is dit nie wat gebeur nie? Skapies, ek daar's op die plaas, as ek daai hek oopmaak, en ek los daai skapies. Wat gebeur met daai skapies? Elkeen loop in sy eie rigting. Hier gaan 'n groepie soontoe, daar gaan 'n groepie soontoe. Hulle bly nie by mekaar nie, nê. Skapies loop hulle elke eie rigting. So, daai kraal was gewees om daai skapies by mekaar te hou. En dan ook, soos ek sê, hulle het baie keer uitgegaan. En dan was dit 'n klomp herdertjies met elkeen hulle eie skape. So, al daai skape van hierdie klomp herdertjies word in die nag in daai kraal ingesit. In die oggend dan roep daardie herder sy skapies. En daai skapies volg die herder, want hulle ken sy
stem. Hulle hoor sy stem. So, dis belangrik dat ons dit moet weet. En nou, kom ons lees Johannes hoofstuk 10, vers 1 tot en met vers 11. Hierdie ouetjie net aan die gang kry. Johannes hoofstuk 1, vers 1 tot en met vers 11. Voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Ek het daaroor gepraat, nê. Daar's diewe en daar's rowers. Hulle wil die skaapies steel. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, Voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. So, ek dink julle verstaan nou bietjie meer as ons die skrif nou lees, nê? Hoekom die Bybel in daai tyd dit ook dan gebruik het as hierdie verhaal wat die Here dan ook gebruik om mense voor te berei. Ekskuus, ek kon nou vir julle daar op die bord gegooi het. Daar's al die teksverse. Tannie Debbie, jy moet my onthou asseblief. Goed, ons gaan vanoggend kyk na hierdie mooi gedagte, waar Jesus sê, ek is die goeie herder. Ek is die goeie herder. So Jesus praat hier van homself. En wanneer hy dan ook hier kom praat, ek is die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Is dit interessant, dat in die Bybel, kom hy en hy praat spesifiek van mense. En as hy praat van mense, dan vergelyk hy mense met skape. Want die mense en die skape, daar is so 'n groot vergelyking, dat hy dit probeer dan ook gebruik. Maar, ons het een groot probleem. En wat mag daar die probleem wees? En die Bybel sê dit vir ons. In Jesaja 53 vers 6 sê hy, want ons almal het gedwaal soos skape. So hy sê, elke ene van ons is soos 'n skaapie, nê? En hy vergelyk die mens met 'n skaap. En 'n mens, sê hy, dwaal ook af, soos wat skape afdwaal. En hulle loop weg, hulle vat hulle eie pad. So, nou kom sê die Bybel van ons, dat ons is soos daardie skapies, wat afdwaal. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Nou, ons verstaan dit miskien nou nie heeltemal nie, maar Paulus kom en hy wys vir ons nou 'n bietjie 'n ander kant, om dieselfde vir ons te wys. Hy sê dat ons is mense so skapies, nê? En nou sê in Romeine 3 vers 23, want ons almal het gesondig. So, as ons nou daai woordjie afdwaal moet vat, dan beteken dit eintlik, want ons almal het gesondig. Ons almal doen sonde. En hoor mooi wat ek vanoggend sê, vir die groot mense en vir die kinders. Ek is nie verlore, omdat ek miskien 'n sonde gedoen het, en nou maak dit my verlore nie. Die Bybel sê ek is 'n sondaar,
en daarom is ek verlore. En dis belangrik. So, wat probeer ek daardeur sê? Wat ek sê is, ons almal is so gebore. Daai babietjie as hy begin skree, hy het sy kos gekry, doek is geruil, alles is reg, maar hy kry nie sy sin nie. Dan begin hy te skree, nê? Want hy wil sy sin hê. Wie het vir hom dit geleer? Wie het vir hom geleer om vir pappa en mamma verkeerde goeters te sê? Terug te praat met pappa en mamma. Pappa en mamma het dit nie vir die kind geleer nie. Dis hierdie dinge wat die binnekant wat verkeerd is, nê? Dit wat ek mee gebore is. En wat maak dit? Dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, om dit eenvoudig te stel. Ek is nie net sommer op pad hemel toe gebore nie. Ek is verlore, en nou moet ek gered word. En dit is wat die Bybel vir ons wil kom leer. Ons almal staan buite die kraal. Ons is almal buite die kraal gebore. Ons is almal verlore. En niemand kan self in die hemel kom nie, as gevolg van ons sonde. En daarom is daar iemand wat daarso staan, en daai ene wil elke ene kom red, en dit is Jesus. Hy sê, ek is die goeie herder. Maar die probleem is, die skapies is buitekant die kraal. Nou wil ek 4 groepe van hierdie skapies wat buitekant die kraal is vir julle noem. Die eerste groepie is hulle wat baie naby is. Hulle is baie naby in die skaapkraal se deur. Maar hulle is nog nie by die skaapkraal se deur nie. So as ons daai 4 groepe vat, dan sien ons dat dit mense is wat baie naby is aan die skaapkraal. Hulle is naby aan die hek. En hoe gaan ons hulle dan ook uitken? Die eerste groepie is hulle wat baie naby is aan die hek. Kan ons hulle so sê? Dit is hulle wat gereeld kerk toe kom. Dit is hulle wat by die kerke sit. Is hulle wat miskien selfs leer. En die Bybel leer vir ons, daar was so iemand gewees. Hy was baie naby. En die Bybel sê ook, die disippels moes uitgegaan en het gesê, die koninkryk van God het naby gekom. So, hulle was naby gewees. Dit was mense wat binne in die kerk gesit het. Is mense wat selfs ander geleer het, soos Nikodemus. Nikodemus was 'n dominee gewees. En hy was nie eers gered gewees nie. Nee, dis dan sleg, nee. Jy moet vir mense sê, hulle moet by Jesus uitkom, maar jy self nie gered nie. En Jesus sê vir hom, jy moet weergebore word. Is mense wat selfs in die kerk sit, hulle kan ook posisie sê. Dit kan mense wees soos 'n sonnaskoolonderwyser. Dit kan oom wees soos 'n ouderlinge, soos 'n diaken. Dit kan 'n sonnaskoolonderwyser wees. Dit kan mense wees wat posisies binne in die kerk het, maar hulle is nog nooit gered nie. Hulle staan ook buite. En dan is daar nog 'n groepie, is hulle wat bietjie verder weg is. So, hierdie mense kom so nou en dan kerk toe. Hulle is so bietjie verder weg. Buitekant lyk hulle mooi. En binne in die samelewing lyk hulle lewe so mooi. Hulle kan selfs 'n voorbeeldige lewe hê. Is mense wat, as ons na hulle moet kyk, dan dink ons, maar dit is oulike mense, hulle is seker geredde mense. Maar die Bybel sê ook, dat hulle staan ook buite, want hulle haartjies is nog nie skoon gemaak nie. Is soos die Fariseërs, wat die Here vir hulle moes gesê het, julle maak die buitekant skoon, maar die binnekant is dit nog vuil. So, mense wat buitekant mooi lyk, maar binnekant is hulle hartjies nie reg nie. Hulle staan ook buite, al is hulle so bietjie verder weg. Dan is daar 'n derde groep. Hierdie derde groep is mense wat nog verder van die hek af weg is mense soos wat, hulle is leuenaars, en hulle is diewe, en die Bybel praat van hulle. Daar in Kolossense kom hy en hy praat van hoe hierdie mense se lewe dan ook eintlik lyk.
daar in Kolossense hoofstuk 3, as hy dan ook vir ons sê, hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is. En die Bybel sê die toorn van God is nog oor hulle. Dan sê Openbaring 21 ook vir ons, hoe lyk hulle ook? Kom ons kyk bietjie na nog 'n prentjie van Openbaring 21 vers 27. En daar sal nie inkom nie, waar's dit in die hemel? Die wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen, maar net die wat geskryf is in die boek van die lewe van die Lam. Hulle wat ook jok, leuns doen. Die Bybel sê hulle kan nie in die hemel inkom nie. Hoekom? Want hulle hartjies is nie skoon nie. En dan is daar nog 'n vierde groep, en dit is hulle wat ons eintlik sal sê, maar hulle hoort in die hel, nê? Dis hulle wat hel toe moet gaan. Hoe lyk hulle? Hulle is die godlasteraars. Nou, wie is 'n godlasteraar? Kan selfs 'n ateïs wees. Iemand wat God verwerp, wat nie glo in Jesus Christus en sy kruisdood nie, wat nie glo in sy opstanding nie, wat nog nie dit in sy hart en sy lewe deel gemaak het nie. 'n Dronkaard, 'n horeerder, 'n moordenaar. In ons term sal ons sê, dis groot sondaars, nê. Hulle doen baie groot sonde. Hulle hoort nie in die hemel nie. Hulle moet hel toe gaan. Dis groot sondaars. Maar daar is nie een verskil tussen hierdie groot sondaars en hulle wat 'n klein sondetjie doen nie. Die Bybel leer vir ons, hierdie vier groepe het een ding in gemeen. En dit is hulle staan almal buitekant die kraal. Hulle is almal verlore. Hulle mag miskien nie sleg lyk nie, maar in God se oë is hulle verlore. En daarom moes God dan ook 'n plan kom maak het, omdat almal buite staan. Party is naby aan die hek, ander is ver van die hek af. Maar dit maak dat hulle verlore is, en hulle het Jesus nodig, en daarom staan Jesus by die hek, en hy roep hulle. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Jesus roep die skapies na hom toe. Hy roep die mense, sodat hulle gered kan word. En nou, kyk net daarso, hier's 'n paar skapies wat luister. Hulle kom in, hulle hoor Jesus se stem. Die Bybel sê, ek sal na sy stem luister, daar in vers 2, en die skape luister na my stem, en hy roep sy eie. Jesus roep almal na hom toe. Hy sê, kom, almal wat vermoeid en belas is. Jesus sê nie, ag Dominee Chris, kom jy, en kom tannie Anna, en kom tannie Hetty, en kom oom Dries, en hy gaan net 'n paar van ons red nie, nê. Hy wil almal red, en hy roep almal. Maar die verskil is, gaan ek na sy stem luister of gaan ek nie luister nie? Gaan ek hoor wat Jesus vir my sê of gaan ek nie hoor nie? Daarom, daai wat inkom by die hek, is hulle wat gered word, is hulle wat die stem van die herder hoor, is hulle wat ook deur die deur ingaan, nê. Daarom dat die Bybel vir ons sê, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. So dit is belangrik dat ons dit moet verstaan. Jesus sê, ons moet deur hom ingaan. Jesus sê, ek is die deur. Hy is die ene wat vir die skapies wil oopmaak, en hy wil hê die skapies moet inkom in hierdie kraal in. Daar is nie 'n ander pad nie. Jesus sê dit vir ons in hierdie skrifgedeelte. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af, hy is 'n dief en 'n rower. So daar's mense wat wil inkom en hierdie skapies kom steel. En dan sê hy ook in vers 5, hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar hulle sal van hom wegvlug. Daar's vreemde mense wat wil herders wees, maar om verkeerde redes. Die Bybel sê in Esegiel, hulle wil die skapies eet, hulle wil die wol van die skapies wil hulle self vat. Nee. En
Hulle wil die skapies opeet. Hulle wil nie die skapies veiding gee nie. En dis so gevaarlik, nê? Daarom wat Jesus ook sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, hierdie deur Jesus, hy het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. En wat beteken daai lewe? Is om aan ons lewe te gee. Buitekant is ons verlore, maar binnekant is ons gered. Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus kom leer ons, net deur hom kan ons gered word. Dan is daar ook 'n mooi skrifgedeelte in Handelinge. Handelinge hoofstuk 4 vers 12 en hy sê hierdie woorde vir ons. En die saligheid is om vrede te hê, is om vry te wees, om los te wees, salig gemaak te word, om vry gemaak te word, is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Daar's geen ander manier waardeur ons gered kan word nie. Niemand anders het sy lewe vir jou gegee nie. Niemand anders het vir jou aan die kruis gesterf nie. Net Jesus het vir jou aan die kruis gesterf. Niemand anders was bereid om daai prys te betaal nie. Jesus het dit vir jou betaal. Hy het aan die kruis gesterf, sodat ons deur hom gered kan word. Waarvan wil hy ons red? Van sonde. Dit wat ons uit die hemel uithou. Hy wil ons red van daai sonde pakkie wat ons al soveel jare dra. Hy wil ons vrymaak daarvan. En daarom wat hy ook vir ons sê, hy wat ingaan, sal gered word. Hy sal ingaan en veiding vind. So ons moet na Jesus se stem luister. Ons moet Jesus volg en ons word deur Jesus geken. Dit is so belangrik. So, die vraag net vanoggend, het jy al begin om Jesus te volg? Kyk wat sê Johannes 10 vers 27. My skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my, en ek gee aan hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan nie. As ek nie Jesus in my hartjie, in my lewe het nie, dan is ek verlore. Maar as ek Jesus in my lewe het, gaan daar 3 belangrike goedjies wees. In die eerste plek, ek gaan luister na Jesus se stem. Jesus wat roep, hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Almal wat sonde het, almal wat swaar dra aan hulle sonde, kom na my toe. Dan kom Jesus en hy kom red hulle, soos ons gesien het in vers 9, as hy dan ook daar in vers 9 sê, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. So, Jesus kom red vir hulle, en dan wil Jesus hulle lei. Die herder loop vooruit, en die skapies volg hom. Nou sê hy ook, die skapies volg hom. So, ek gaan hom gehoorsaam wees. Kan ek sê, ek is Jesus elke dag gehoorsaam? Of doen ek vir party dae verkeerde dinge? Partykeer dan slaan ek my sussie, nê? Of ek trek my sussie se hare. Doen ek dit nie? Sê ek ook niks leliks vir my sussie nie? Partykeer sê ek lelike goedjies vir my sussie, nê? So ek is skuldig. Ek moet gehoorsaam word. Ek moet hierdie goed los, nê? Die skapie luister na Jesus se stem. Dink jy Jesus hou daarvan as ek ongehoorsaam is? Nee. Hou pappa en mamma daarvan as ek ongehoorsaam is? Hou mamma daarvan as ek ongehoorsaam is? Mamma, jy hou nie daarvan as die kind ongehoorsaam is nie, nê? En daarom moet ons na Jesus se stem luister. En dan 'n baie belangrike ding. Jesus ken my. Jesus ken my. Daar's ons 'n plek in die Bybel waar daar 10 maagdes was. 5 was verstandig, 5 onverstandig, en die 5 verstandiges, toe die bruidegom kom, toe gaan hulle saam en hulle gaan hou saam daardie fees. En 5 van hulle was onverstandig. En hulle moes eers hulle olie laat volmaak het. Hulle kom terug en hulle klop aan die deur. Hulle sê, maak vir ons oop. En daardie deurwagter sê,
ek het julle nooit geken nie. Dink daaraan, as Jesus eendag vir ons moet sê, ek het jou nooit geken nie. Ek het miskien Jesus geken, want ek was in die kerk gewees, ek het van Jesus geleer, maar waar het ek Jesus in my hartjie ingenooi? Waar het Jesus my leer ken? Dit is so belangrik, Jesus moet my ook ken, nê? Die Bybel sê dit vir my. Anders gaan hy eendag vir my sê, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Ons het dit net nou gesing. Jy moet kies, want die paaie is 2. Dis 'n keuse wat ek moet maak, of ek die regte pad wil loop. Jesus sê, hy is die deur. En die skapies moet deur hom ingaan. Om gered te word, moet ek deur Jesus, moet ek gered word. Dit is hoekom Jesus sy lewe dan ook gegee het. Want daar is lelike mense, kyk net daar. Hulle wil jou lewe vernietig. En een van hulle is die duiwel. Die duiwel het niks moois van jou lewe wat hy wil hê nie. Hy wil net jou lewe vernietig. Hy wil nie hê jy moet Jesus leer ken nie. Hy wil nie hê jy moet Jesus elke dag dien nie. Hy wil nie hê jy moet Jesus volg nie. Dis hy wat al hierdie dinge, hierdie slegte dinge in ons harte ook sê. Die Bybel sê, hulle is vreemde mense, hulle vertel verkeerde dinge, hulle verlei mense, so hulle praat mooi praatjies, nê? Kom ons doen hierdie ding. Ag man, is nie so erg nie. Ek dink maar in my eie lewe. Die eerste keer toe ek gerook het. Die doom net gerook. Die maatjies het gesê, ag man, is so erg nie. Ag kom, rook net bietjie. Ek wou nie. Sê, kom man, kom proe net. So erg nie. En ek doen sonde, ek luister na my maatjies, ek luister nie na Jesus nie. Ek doen verkeerde dinge. Ek moes dit bely voor Jesus. Ek moes reggemaak het. Hulle probeer mense te verlei, mooi dingetjies te praat. Hulle gebruik hierdie skapies tot hulle eie voordeel. Is nie om die skapies hemel toe te vat nie, maar hulle gaan saam met die skapies hel toe, omdat hulle nie die regte pad stap nie. Hulle vernietig mense se lewens. Ek dink nou aan pille, nê. Party pille het sulke lekker soet laagies om. Het julle dit al geproe? Nogie, pille het partykeer sulke soet laagies om. In die binnekant, daai pil glad nie lekker nie, maar buitekant gee hulle hom so, ons noem dit sommer 'n sugar coating. Hy het ander name. Ek is nou nie so slim nie, ek onthou nie al die name nie. Hy het 'n sugar coating, nê. En proe lekker, maar hoe verder as ek daai pil moet byt, is hy bitter binnekant. En dis hoekom hulle hom 'n sugar laagie omgee, nê, dat hy nou nie so bitter moet wees vir my nie. Dan sluk ek hom in. En dan doen hy sy werk. Nou die duiwel doen dit. Hy gee vir ons al hierdie mooi goedjies so buitekant om, maar binnekant vernietig hy ons lewens. En daarom moet ons weet, hy probeer jou lewe te vernietig. En Jesus kom en hy wil vir ons help. Daarom het Johannes 10 dan ook vir ons sê in vers 2, maar hy wat by die deur ingaan is die herder van die skape. Jesus wil daar die herder wees, en hy sê dit vir ons, hy is die herder van die skape. Hy wil die regte herder wees, hy is die herder wat hulle wil red, en daarom moet ons ook na hierdie deur toe gaan, Jesus wat die deur is, en ons moet deur hom ingaan, hy is daar die hek wat ek deur moet gaan, nee, ek het net nou daai hek vir julle gewys, om dit net mooi te verstaan, ek moet deur daar die hek gaan, beteken nie, ek kan deur daardie hek gaan soos 'n spook nie, nê. Die hek word vir my oopgemaak. Jesus het vir my die pad oopgemaak, sodat ek kan ingaan, sodat hy vir my kan kom red. Hoe het Jesus dit gedoen? Die Bybel sê vir ons dat Jesus het sy lewe gegee. Hy het sy lewe vir ons gegee vir die verlore skape. Johannes 10 vers 11 sê, ek is die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Nou kom ek verduidelik gou dit ook vir julle, om dit mooi te verstaan. Hoe die herder sy lewe afgelê vir die skape. In die nag het daardie kraal wat hulle die skapies ingejaag het nie so mooi hekke gehad soos wat ons vandag het, wat ons kan toesluit nie, nê. So, wie moes die hek wees? Die herdertjie.
die herdertjie het in daai opening gaan lê, sodat as daar wilde diere kom, dat daardie wilde diere moes eers verby die herdertjie gegaan het. En Jesus sê, ek is die goeie herder, ek lê my lewe af vir die skape, ek is daardie deur, ek het aan die kruis gesterf vir jou, sodat jy gered kan word. Jesus ken ook sy skape. Dit beteken dat Jesus is die ene, ek is die goeie herder, ek ken my eie. Daai skapies wat ingekom het, Jesus sê ek ken hulle by die naam, sê Jesus. Hulle is in my handpalms ingegraveer. My naam in sy handpalm, toe ek die dag gered is. By my naam in sy handpalm kom sit. Ek wonder, hoeveel van ons kan sê, dat ons vandag Jesus ken en dat Jesus ons ken. Die volgende is so belangrik, maar God is regverdig. Ons het net nou gesien, dat God dan ook vir ons kom sê, hy moet sonde straf, né? Die Bybel sê dit vir ons, hy moet sonde straf, sonde kan nie in die hemel kom nie, daar kan niks wat lelik is in die hemel inkom nie, so hy moet met daai sonde werk. En hoe werk hy met daai sonde? En dis wat ek gesê het, Jesus het vir jou en vir my aan die kruis gesterwe. Hy het die deur kom word, waardeur ek gered kan word. So dit is, God is regverdig, hy moet sonde straf, en hoe het hy die sonde gestraf? In Jesus Christus. Jesus het vir ons sonde geword, hy het al ons sonde, al die verkeerde dinge, het Jesus aan die kruis vir ons gedra. Hy het in ons plek gesterf. En nou kan ek gered word, omdat Jesus vir my gesterf het. Ek het nie nodig om soos in die Ou Testament klomp offers te gaan bring, diere te offer nie. Jesus was daar die offer. En daarom kom Jesus en hy word God se plan. God is liefde. Hy is regverdig, hy moet sonde straf, maar hy is ook liefde en hy wil jou en my kom red. En God maak 'n mooi plan. En hy stuur Jesus na die aarde toe. En Jesus sterf in jou en my plek, sodat ons nie nodig het om te sterf nie. En Jesus kom maak ons deel van sy plan. En daarom het hy ook vir jou en vir my 'n geskenk wil kom gee. Wie hou van geskenke? Waar is die groot mense? Hou julle nie van geskenke nie? Ja, hulle hou ook van geskenke, al wil hulle nie hand opsteek nie. Nee, ja. Wat is die geskenk wat God vir ons kom gee? Sy geskenk is Jesus. En hy sê dat ons deur Jesus gered kan word. Daarom het Efesiërs 2 vers 8 en 9 vir ons sê, want uit genade is julle gered. Genade is nie iets wat ek verdien nie. Geskenk verdien ek nie, nee. Iemand gee geskenk vir my. Ek koop nie daai geskenk vir my van iemand af nie. Hy gee daai geskenk vir my, want uit genade is julle gered. Deur die geloof, dit nie uit julle self nie. Dis 'n gawe van God. En hierdie gawe is die geskenk, is Jesus. Hy gee vir ons daai wonderlike geskenk, sodat ons gered kan word. Maar, nou is dit belangrik, ons moet dit alles glo. Johannes 3 vers 16 het ons net nou gesing, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom, groot mense, help gou hier, elkeen wat in hom glo, ons moet soos kindertjies word, elkeen wat in hom glo, so ek moet dit aanvaar, nê? Dis wat hierdie geloof beteken, ek moet dit my eie maak, ek moet dit aanvaar, so net soos daai geskenk wat ek kry, ek aanvaar daai geskenk, ek maak daai geskenk my eie, moet ek daardie geskenk myne maak. En hoe gaan ek dit doen? Deur 'n oorgawe, soos 'n besluit wat ek neem. Julle moet kies, want die paaie is 2. As 'n ou sonnaskoolliedjie wat ook sê, een deur, net maar een, maar kante is daar 2. Ek is aan die binnekant, aan watter kant is jy? Jy moet kies watter kant jy wil wees. Wil jy buitekant die skaapkraal of wil jy binnekant die skaapkraal wees? So, dis 'n bewustelike daad.
Ek doen dit bewustelik. Ek kies bewustelik vir die Here. Ek weet wat ek doen. Is nie iets wat sommer net daar in die verlede net sommer ergens iets gebeur het nie. Nee, ek weet Jesus het daai dag my siel uit genade kom red. Daar by daardie jeugkamp op Eden kan ek dit baie goed onthou. Ek het daarso na 'n boodskap het die Here so kom praat met my, ek kom sien hier in my hartie, my lewe is nie reg met God nie. Al was ek 'n voorbeeldige seentjie, al het ek kerk toe gegaan, al het ek mooi dinge gedoen, my hartjie is nie reg met God nie. Ek het na my oom toe gegaan, vir hom gesê, my lewe is nie reg met God nie. En ek weet, daar by daardie jeugkamp, in een van daardie kamertjies, het die Here my siel kom red. Weet ek, die Here die werk vir my kom doen, 'n bewustelike daad, maar ook 'n bepaalde daad. Is nie iets wat vaag weg gebeur nie. Is nie ergens het ek begin om Jesus te volg nie. Ek weet, daai dag het Jesus my siel kom red. Daai dag, toe ek my lewe vir Jesus kom gee, toe kom maak hy my een van sy kinders. Ek weet hy het dit vir my kom doen. Dit is 'n besliste daad. God doen nie halwe werk nie. En daarom kan ek nie my hartjie halfpad vir die Here gee nie. Ek kan nie aan die een kant wil sonde vashou, en aan die ander kant wil ek die Here dien nie. Ek moet my hele lewe vir Jesus gee, my hele hartjie vir Jesus gee, my alles vir Jesus gee. Want God wil nie halwe werk nie, hy soek nie halwe lewe nie. Iemand het dit een keer so mooi verduidelik. As ek 'n kort kersie het, en ek het 'n lang kers wat nog lank kan brand, watter ene gaan julle die meeste van hou? Die lang ene, want hy kan nog lank brand, nê? Hoekom wil ek in my lewe vir die Here gee as ek net so 'n kort lewetjie oor het? Nee, kan Jesus, kan ek die res van my lewe dien, so lank kers, wanneer ek jonk is en nie al uitgebrand is nie, nê? Watter ene gaan julle die meeste van hou? Sê gou 'n bietjie vir my. 'n Roos wat vars gepluk is, of 'n roos wat al begin verlep het? 'n Roos wat vars gepluk is, nê? Hy's nog jonk, hy's vars. Net so met my jong lewetjie. Om vroeg al die Here in my lewe te leer ken. Dis 'n besliste daad. Wanneer ek my ou lewe vir Jesus gee, my sondepakkie vir Jesus gee, ek lê dit aan sy voetbank neer. En dit kos 'n prys. Wat is hierdie prys? Is ek gewillig om alles vir Jesus te gee, al my sonde, al my verkeerde dinge, sodat ek ook gered kan word. Want Jesus sê, as ek na sy stem luister, dan sal ek hom volg. Maar ook 'n belangrike ding, jy mag dalk vir Jesus ken. En die vraag vanoggend vir elkeen van julle, van die kleinste hier voor, tot die oudstes daar agter, ken jy Jesus? Die vraag wat jy moet antwoord in die eerste plek. Maar die tweede plek, ken Jesus jou? Het jy al na hom toe gegaan? Het jy al vir hom gevra, Here, kom maak my hartjie skoon. Kom was dit met u bloed. Soos wat Efesiërs ook sê, dis sy werk wat sy bloed kom doen, om ons hartjie skoon te kom was. Skoon te kom maak. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade. Jesus wil al daardie verkeerde dinge vat, en hy wil vir ons kom skoon maak. Het jy al vir Jesus gevra om dit te doen? Het jy al vir Jesus gevra om my lewe vir hom te kom neem, en dat jy alles van jou lewe vir Jesus kom gee? Want wat gaan dan gebeur? Ek gaan na Jesus se stem luister, ek gaan Jesus volg, en hy ken my. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Jesus, dankie vir u pad wat u vir ons kom stap het, vir hierdie mooi gelykenis wat u kom vertel het, sodat ons beter kan verstaan. En Here, ek wil kom bid vir elkeen wat vanoggend hier is. Vir hulle wat miskien nog nooit vir Jesus leer ken het nie, dat hulle Jesus sal leer ken, en dat hulle Jesus as verlosser en saligmaker sal aanneem, dat hulle lewe vir u sal gee, en dat u hulle sal help op die pad, dat hulle gehoorsaam
U sal volg en sal doen wat U wil hê hulle moet doen. Help asseblief daarin en kry U die eer van ons harte. Amen.